Hartlik welkom vanmôre aan elkeen. Dit is 'n tendens in Suid-Afrika en in die wêreld dat ons nie meer God se woord wil glo nie. Dit is 'n tendens dat ons nie meer God se wil soek nie, maar eerder ons eie wil lewe. Maar Jesus het vir ons in sy woord 'n paar bevele gegee wat ons moet doen. Daardie bevele wat hy vir ons gegee het hy vir ons gegee sodat ons 'n verhouding met hom kan hê. 'n Verhouding met hom kan hê sodat ons gered kan word op die einde van die dag. Een van die eerste bevele wat hy vir ons gegee het is, hy het gesê, wees lief vir mekaar. Johannes 13 vers 34 tot 35 het hy gesê, 'n nuwe opdrag gee ek julle, wees lief vir mekaar, soos ek julle lief gehad het, so moet julle mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle mekaar lief het. Nou, kom ons kyk net 'n bietjie na hierdie woorde. Hieraan sal julle weet dat julle my disippels is, as julle mekaar lief het. Jy sien, my broer, my suster, ons noem onsself Christene. Met ander woorde, 'n Christen is iemand wat Christus volg. Is ek reg? So, met ander woorde, ons is 'n disipel van Christus. Maar ons het nie ons medebroer en suster lief nie, want die ek oorheers in ons lewens. Hoe kan ons dan sê dat ons 'n Christen is, en hoe kan ons sê dat ons 'n disipel van Jesus is, as ons nie ons medebroer en suster lief het nie? Om op liefde te fokus, beide vir ons medegelowiges en vir alle individue, demonstreer ons die hart van Jesus. Met ander woorde, ons leef liefde. Ons demonstreer die hart van Jesus. Dit is medegelowiges, die ou daar op die straat, wat miskien dalk nie glo nie. Ons moet hom nog steeds lief hê. God het gesê, wees lief vir jou vyand. Hy het nie gesê, jy moet hom haat. Maar ons leef, ons ek. Ons trek hierdie baadjie aan, wat sê, I, me, myself, I first. Dis hoekom die kerk leeg is. Want sodra 'n prediker begin praat oor wat in God se woord staan, die waarheid, wat skerp is, as tweesnydende swaard, kry jy leeseplekke. Want niemand wil hoor wat God vir hulle sê nie, maar hulle wil in die oor gestreel word deur soetsappige evangelie. Daarom staan daar in die Bybel, jy moet evangelie verkondig wat ek verkondig het. Nie wat die mens wil hoor nie, want die Bybel sê, daar is ook 'n ander evangelie. Dis wat die mens wil hoor, wat deur die Vader van die leuns geskep is. Daardie evangelie wat sê, man, jy's 'n Christen, sê net jy's 'n Christen, dan is jy 'n Christen. Man, jy's getroud, sê net jy's getroud, dan is jy getroud. Daardie evangelie is die wat geskep is deur die Vader van die leuns, is 'n valse evangelie. Jesus het gesê, my evangelie is skerper as 'n tweesnydende swaard. My evangelie is, jy moet lief wees vir jou naaste. Nog een wat hy gesê het is, volg my. Hy sê in Matteus 4 vers 17, van toe af het Jesus met sy verkondiging begin en sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is op hande. Hy sê, bekeer julle, man, keer weg van julle ou lewe af, keer weg van julle ou werke af, bekeer julle, want die koninkryk van God is op hande. Ons onthou daar in die tempel toe Jesus 'n babatjie was op 8 dae, het Simon gesê, die koninkryk van God het naby gekom. Dit is Jesus. Ons lees in die Bybel en die Bybel sê vir ons, Jesus is die koninkryk van God wat aarde toe gekom het.
naby gekom. Die koninkryk van die hemele is op hande. Hy roep sy eerste disciples daar in Markus 1 vers 16 en 20 en in Lukas 5 vers 1 en 11 en in Johannes 1 vers 40 tot 42. Hoekom roep hy dit in 3 van die evangelies? Want hy wil die klem daarop lê, dat hy sy disciples geroep het. Soos wat hy elkeen van ons roep, wil hy die klem daarop lê. 3 evangelies vertel dieselfde verhaal. Terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, en hy het 2 broers gesien, Simon wat Petrus genoem word, en Andreas sy broer. Hulle was besig om 'n treknet in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En in vers 19 sê hy vir hulle, volg my, en ek sal julle vissers van mense maak. Hy sê, volg my, moenie die pastoor volg nie, moenie die dominee volg nie, moenie die paus volg nie, nie die staatspresident, hy sê, volg my, Jesus sê, volg my, en ek sal jou vissers van mense maak. Jy word 'n disipel van Jesus, jy verander, jy transformeer, na iemand wat die wêreld afsterwe, en wat Jesus lief het. Ek moet minder word, sê Paulus, en hy moet meer word. Maar ek is die ou wat die fokus op is. Man, as my vriendin my nie wil groet nie, dan sê ek dikbek. Man, as my vriendin by my verbyloop, om eers verby te groet, dan is ek dikbek. Volg my. En hulle het hulle nette gelos en hom gevolg. Hulle het hulle nette gelos. Hulle het op hierdie call gereageer en gesê, ons volg Jesus. My fokus is Jesus. Geen mens nie. My fokus is Jesus. Matteus 6 vers 14. Hy sê vergewe. Nog een van die dinge wat hy sê ons moet doen. Hy sê vergewe. Want as jy nie vergewe nie, as jy die mense hulle oortredings vergewe, sal jou hemelse Vader julle ook vergewe. Maar ons is neig om daardie grats te hou, Ek sê ek sal hom nie vergewe nie. As ek hom daar in die mol kry, dan loop ek by hom verby. Ek draai my kop weg, want ek wil hom nie sien nie. Hoe kan ek hom vergewe? Wat hy my aangedoen het, wat sy my aangedoen het. Ek draai my kop weg, man. Ek wil hom nie sien nie. Vader sit daar op sy troon, en hy kyk af na jou toe, en hy sê, my kind, ek draai my kop weg van jou af, want ek wil jou ook nie sien nie. Om vergifnis te beoefen is noodsaaklik vir genesing van verhoudings. Dus kom die kerk neer is, daar is geen verhouding met Jesus Christus nie, want hulle wil nie hulle medemens vergewe nie, hulle wil nie hulle medemens lief hê nie. Want die hek oorheers in hulle, as daai wrokte mense, en ek wil 'n beklemtoon vanmôre, wat God se aksies bevraagteken. Baie keer het hulle daai herinnering hier bo in hulle kop, van iets wat gebeur het, in hulle verlede of onlangs gebeur het, en hulle haat God daardeur, hulle het 'n wrok teen God, omdat hulle toegelaat het, dat die geliefde gesterf het, hulle het bevraagteken God se aksies, dat het vraagteken die soewereine God se aksies. Hulle bevraagteken, hoekom het hy toegelaat dat ek alles verloor het? Hulle bevraagteken, hoekom het ek toegelaat dat ek in armoede lewe? Arme Job, en al op die ashoop gesit. Die rykste man in die wêreld. 'n man wat God gevrees het, 'n man wat God gedien het. En al op die ashoop gesit, vol swere en hy krap homself. En die hele tyd sê vir homself, ek het God gedien. Ek het God gedien. Ek het God gedien. Hy blaas homself op. Hy blaas homself op. Hoekom het dit met my gebeur, God? Hoekom het jy dit oor my laat kom, God? Arme Job.
kan ek jou seën. Nou kan ek vir jou gee wat jy wil hê, wat jou hartsbegeerte is, want jy erken my wil. Nou kan ek met jou werk. Geen mens kan God bevraagteken nie. Hy is die skepper van alles. Jy weet daar vers, hoofstuk 38 van Job, vraag God vir hom, Job, waar was jy toe ek hierdie aarde geskep het, toe ek hierdie berge gegrond het, toe ek die see gemaak het, toe ek die skeiding gebring het, waar was jy toe ek hierdie monster, hierdie Leviathan gedem het, kan jy dit doen, kan jy hierdie seekoei, kan jy hom vashou? Vraag vir Job, waar was jy? Waar was jy, Job? Ons moet pas op, deur God te bevraagteken, oortree, want jy is besig om te laster deur God. Vader sê Jesus, hy sê bid, Mattheus 6, vers 5 en 6, hy gee vir ons daar die pragtige gebed, hy sê, en as jy bid, moet nie soos huigelaars wees nie, want wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer in, maak die deur toe, en bid tot jou Vader wat onsigbaar is. Jy moet nie huigel, soos 'n huigelaar wees nie. Hy sê, jy moet 'n gewoonte hê, met 'n gebed, jy moet 'n gewoonte ontwikkel, om met God te praat, jy moet 'n gewoonte ontwikkel, want gebed is kommunikasie met God, is 'n two-way kommunikasie, dit is nie 'n one-way kommunikasie, God help, hoekom God help nie, dit is 'n two-way kommunikasie, eer hom, en hy sal jou antwoord. Hy sê 10 ander. Hy sê in Mattheus 20 vers 26 tot 28, elkeen wat groot onder julle wil word, elkeen wat groot word, moet 'n dienaar wees. Hy moet die ander bedien. Maar die ek oorheers in ons lewens, want ek is die koning se vrou, ek is die koningin, ek is die pastoor se vrou, of ek is die eienaar van die plek. Hy sê ek elkeen van julle wat wil groot word, moet dien. Moet die ander dien. Hy, die koning van konings, die Here van die leerskare, die groot ek is, het vir ons gewys, wat beteken dit om te dien. Trek daai handdoek om 'n man, en sê, kom, ek jou voete was. Kom, ek jou voete was. Geen ek en hom nie. Jesus wat bewus was van die menslike neiging om afgeleid te word en selfvoldaan te raak, het 'n diepgaande vermaning aan sy volgelinge gegee. Hy sê, pas op, julleself op, sodat julle harte nie beswaar word met karusel, dronkenskap en sorge van hierdie lewe nie. Laat julle pas op, sê hy, en 'n ander een sê, orgies en sitstinge. Sê, pas op, dat julle harte nie beswaar word nie. Want dit sal kom as 'n stryk vir almal wat op die aarde woon. Hy sê, waak dan en bid, dat julle altyd waardig geag moet word, om hierdie dinge te sien gebeur, en te ontvlug, om voor die seun van die mens te staan. Waarskuwing, hy gee vir ons 'n waarskuwing in die woord, hy sê daar is 'n duidelike waarskuwing in die woord, hy sê Jesus begin met die waarskuwing, maar pas julleself op, hy spoor ons aan om waaksaam te wees, om bewus te wees van hierdie dinge wat ons op 'n dwaalspoor kan lei, dronkenskap en sorge van hierdie lewe, in 1 Tessalonisense 5 vers 6, hy sê dronkenskap en die sorge van hierdie lewe, ek is vandag weer so moeg, ek is weer vandag so moeg, ek het te veel werk, die sorge van die lewe. Petrus sê daar in 1 Petrus 4 vers 3, hy sê immers, julle in die tyd wat verby is, sal julle oorgenoeg deel gehad het aan dit
voldoen. Julle geredde mense het ook so gelewe, sê God. Hy sê, julle het ook so gelewe, soos hierdie heidene, hierdie mense wat nie glo nie. Hy sê, hierdie mense wat uitspattig lewe, wat begeertes het, wat dronkenskap het, braaserye, drinkpartytjies en verfoeilike afgode dienste. Hy sê, julle was ook so. Maar nou is julle anderste, die ek het nou gesterf, nou volg julle Jesus, nou loop julle agter Jesus aan. Hy sê, waak, dat julle nie wegdrywe van Jesus af nie. Hierdie wêreld is so volgemaak van afleidings, selfone, slimfone, soos wat die mense sê. Dis WhatsApps, dit is Facebooks, dit is TikToks, en dit is weet nie wat se oks nie, nog nie. Mense se karakter verander op hierdie selfone. Daar is geen broederskap meer nie, want as jy iemand kry, dan sit hy op sy selfoon, en hy sit en scroll, en hy 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 scroll. Karakters verander. Goed wat die mense kyk op die selfone, trek hulle weg van die Here af. Games wat hulle speel op die selfone. Jy het tyd vir ure se games op die selfoon, maar jy het nie tyd vir 5 minute vir God nie. Hy sê, dat is 'n oproep vir waaksaamheid. Jesus beklem die noodsaaklikheid van waaksaamheid. Hy sê vir ons om te waak en te bid, in plaas dat jy daai game speel, gaan op jou knie en bid, sê, Vader, help my. Maar ons speel die games. Waaksaamheid is meer as om jou kop op te lig. Maar dit is 'n verhouding wat jy teen met God het, dan sal jy waak. As jy 'n verhouding met God het, daardie kommunikasie tussen jou en God, dan sal jy waak. As jy daai verhouding prioritiseer met God, dan sal jy waak. Maar so maklik word ons aandag afgetrek van God af, en ons prioritiseer die afleiding eerder as wat ons God prioritiseer. Hy sê, lewe met 'n verwagting. Nog een van hierdie opdragte wat God vir ons gegee. Hy sê, lewe met 'n verwagting. Jy weet, baie keer preek die mense die wederkoms van Christus. Hulle preek dit en hulle preek dit en hulle preek dit, maar hulle preek die boodskap van veroordeling. Maar God sê vir ons, lewe in die verwagting, dat jy gered is, dat jy saam met my sal gaan, as ek kom op die wolke. Jy moet daar die verwagting hê, maar ek wil jou nie oordeel nie, sê God. Ek het nie gekom om jou te oordeel nie, ek het gekom om jou te red. Lewe in die verwagting, dat jy saam met my sal gaan, dat jou oë by my sal wees. Daar 2 glasies water. Waar is jou fokus? Is jou fokus op die oordeel, of is jou fokus op die redder? Daai verwagting is om voor die seun van die mens, Jesus, te staan, en waardig gevind word, om in sy koninkryk te gaan. Want as jy nie waardig gevind word nie, is dan vir jou net jou plek. Bybel sê, jy word uitgeskop in die duistere ruimtes. Geestelike waaksaamheid. As gelowiges word ons geroep om op ons hoede te bly. Versoekings, afleidings en sonde, wat ons fokus van God kan aflei.
wil ek vanmôre vir jou sê. Two wrongs doesn't make a right. Ons is nie besig met wiskunde soos Pastor David vanmôre gesê het, waar 'n min en 'n min 'n plus is. Two wrongs doesn't make a right. As jy nie God se wil in jou lewe soek nie, as saam bly jou fokuspunt is, beteken dit nie jy is getroud nie. Getroud is om 'n eed voor God af te lê, dat jy man en vrou is. Two wrongs doesn't make a right. Die vraag, hoekom gaan dit so? Die antwoord aan jou is, hierdie boek het al die antwoorde vir al jou vrae. Hierdie boek het die antwoord hoekom dit so met jou gaan. Want daar waar geskryf staan, omdat jy my ken, sal ek jou uitroep, sal ek jou eer, sal ek jou genees, sal ek jou beskerm, sal ek jou voorsien, omdat jy my ken. Daardie afrigter het daardie swemmer geken. Sy spandeer ure saam met haar in die zwembad. Sy het haar geken en geweet, hier is fout. As jy God nie ken in jou lewe nie, as God nie deel is van jou lewe nie, vat jy God sy voorsiening uit jou lewe uit. Gaan kyk in Matteus 6:33. Soek die koninkryk van God, alles sal vir jou bygevoeg word. Kry eens God in jou lewe en al hierdie ander dinge sal verander rondom jou. Ander dinge wat haat is. Want waar God is liefde. Haat word verdruk. Waar onregverdigheid is, waar God is daar regverdigheid. Hy sê, jy moet tyd uitkoop met my. Koop die tyd uit. Lees jou Bybel, bid, gesels met my. Gebed is niks minder as 'n geselskap met God. Nog 'n opdrag wat hy vir ons almal gegee het. Maak disippels, Matteus 28 vers 29. Dis seker die grootste opdrag wat hy vir ons gegee het. Maak disippels. Met ander woorde, maak Christus volgelinge. Ek wil my nou verstout om te sê. Die lookalikes. Want daar is 'n verskil tussen 'n lookalike en 'n ware Christen. 'n Lookalike is hierdie ouetjie wat hierdie mooi baadjie aantrek elke dag. Maar sy lewe het nog nooit verander nie. 'n Ware Christen, sy lewe het verander. Verander. Hy sien liefde. Hy sien geduld. Hy sien vrede, lankmoedigheid. Dis wat hy sien. 'n Ware Christen sien nie dronkenskap nie. Leef nie dronkenskap nie. Iemand sê die ander dag vir my, ek het 'n verhouding met my Here en tog drink ek my bier. Maar God, die skepper van hemel en aarde, haat drank. Hy haat dit. En as jy dit wil sien, kom na my toe, ek sal dit vir jou bewys uit die woord uit. Hy haat drank. Hoe vra ek jou, kan jy 'n verhouding met God hê, maar jy het ook 'n verhouding met die wêreld en die heerser van die wêreld, Satan. Hy sê, bly in my, dis 'n opdrag. Bly in my, Johannes 15 vers 4.
Bly in my soos ek in julle bly. Dink jy vir een oomblik, die almagtige, geregverdige, heilige God, gaan in jou bly as jy gaan rondslaan? Dink jy vir een oomblik, die almagtige, heilige God, gaan in jou bly as jy in jou dronkenskap dinge doen wat jy nooit sal doen as jy nugter is nie? Hy sal nie in jou bly nie. Hy sê bly in my. Jy het daai verhouding met hom. Hy is jou anker, hy is jou rots, hy is jou fokuspunt, hy is jou alles. Bly in hom. Jy kan alleenlik in hom bly, deur tyd met hom te spandeer, deur hom toe te laat om in jou te bly. Nog ene wat hy vir ons sê, vertrou en geloof. Matteus 17 vers 20. Almal ken dit, baie haal dit aan. As jy geloof so klein soos 'n mosterdsaadjie het, sal niks vir jou onmoontlik wees nie. Nou sê jy vir my, maar ek glo, ek bid, maar niks kom tot openbaring nie. Wil jy vir my sê, my geloof is kleiner as 'n mosterdsaadjie? Nee, kom ons gaan terug na die begin toe. Elke stap wat ons gestap het, bly in my. Glo, bid, waak. En jou geloof sal groei. As ons op hierdie opdragte fokus, kan ons 'n ryker en meer betekenisvolle verhouding met Jesus hê. My broer, my suster, as ons doen wat Jesus vir ons sê, dan maak die vleeslike dinge nie meer saak nie. Weet, ek gaan nou woorde sê, party gaan dit verkeerd vat, maar die Bybel sê, jy moet in jouself sterf, voordat jy kan vrug dra. As jy nie in jouself sterf, kan jy nie vrug dra nie. Jy weet, dan maak dit nie meer saak, as daar dood in jou huis kom nie. Dis hartseer. Ons almal weet dis hartseer. Ons hou nie daarvan om 'n geliefde te verloor nie. Maar weet jy wat? As jou fokus Jesus is, en sy fokus was Jesus, is hy op 'n beter plek. Is hy op 'n beter plek. Ek wil vir jou vra vandag, jy moet daardie dinge toelaat, wat God wil hê moet toelaat in jou lewe. Dit beteken, jy laat God se wil toe in jou lewe, nie jou wil nie. Eerstens, ons God is soewerein. In Jesaja 46 vers 9 en 10 lees ons, dink aan die vorige dinge van ouds, want ek is God, en daar is geen ander nie. Ek is God, en daar is niemand soos ek, wat die einde van die begin af verkondig, en van ouds af die dinge, wat nog nie gedoen is nie. Daar is nie 'n ander God nie. En hoe vinniger die mens verstaan, dat God is in beheer van alles, hoe vinniger sal die lewe en die aarde 'n beter plek word. Ek wil ietsie sê hierso. Ons is almal menslik, vatbaar vir pyn, sonde en foute. Hoewel ons soms ons laste op God wil hê, moet ook ons eie verantwoordelikheid vat vir die keuses wat ons doen in ons lewens. Jy weet, my broer, my suster, as jy nie verantwoordelikheid wil vat vir die keuses wat jy doen op aarde nie, en jy staan voor Jesus, en hy sê vir jou, gaan weg, werker van ongeregtigheid, is dit jou eie keuse wat jy gemaak het.
Dit is nie God se skuld. As jou vrou jou verlaat, na jare se abuse, dit is nie God se skuld, dat sy jou verlaat, as jy 'n narcis is nie, of dat jy na pornografie kyk nie, of as jy self die kat in die donker knyp nie. Dit is nie God se skuld as sy jou verlaat nie. Dit is jou eie skuld. Want jy laat die wêreld om jouself draai. Is dit God se skuld as jy in 'n karongeluk sterf, nadat jy ongeduldig oor 'n sperstreep gejaag het en oortyk het? Is dit God se skuld? Is dit God se skuld vir jou longkanker? Want jy jou leefwyse volg wat jy volg. Is dit God se skuld dat jy siek is? Herman Hys altyd vir ons daar by gesê. Jou liggaam is dat jy eet of nie eet nie. Ek vra jou vandag die vraag, hoekom gaan daar mensies dood van so oud as 13 jaar en jonger aan hartaanvalle? Ek weet nie, God weet. Maar gaan kyk 'n bietjie. As jy met jou bike val aan die poort, is dit God se skuld as jy val en jou rug breek en jy is vir die rolstoel gekluister, nadat jy soos 'n besetene daar deur die poort gejaag het en geval het onder die invloed, want baie keer het my sy helmet op, hulle kan ons nie toets. Galasiërs 6:7 sê vir ons, moenie mislei word nie, God word nie bespot nie, want wat 'n mens saai, sal hy ook maai. Jy blameer God vir jou toestand, jy blameer God vir jou omstandighede, jy sal dit maai. Ek wil jou een ding sê, baie mense sê elke dag vir my, elke dag sê hulle vir my, ek ken die Here. Ek ken die Here. Ek doen nie kwaad nie. Ek het nooit my vrou geslaan of abuse. Maar weet jy wat? Die God wat alomteenwoordig is, daai God sien alles, hoor alles, weet alles en onthou alles. Daai God, so jy kan vir my sê, is nie so nie, maar God weet